Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag, 19 Augustus. Die verreese liggaam uit die dood. In 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 39 bespreek Paulus flissies die verreese liggaam uit die dood. Hierdie afdeling begin hy deur 2 vrae te stel. 1 Korintiërs 15 vers 35, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Hierdie vrae antwoord hy in vers 36 tot 49. Lees 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 41. Hoe beantwoord hierdie gedeelte die vraag wat in vers 35 gestel word? 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 41 lees as volg. Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam, soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van die mens is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre en die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 41. Paulus span 3 analogieë in om die leser insig in die opstanding te gee. Die eerste analogie, 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 38, sê dat die liggaam soos 'n saadjie is, wat eers moet doodgaan, of moet ophou om 'n saadjie te wees, ten einde die wonderbaarlike transformasie tot plant te kan ondergaan. Die apostel se leer hier is duidelik. Die opstanding is 'n wonderwerk van God. Die tweede analogie is die van die verskillende soort weefsel in 1 Korintiërs 15 vers 39 en 40. Hier op aarde het God verskillende soort weefsel of liggame aan die verskillende soorte diere gegee, wat op die beurt van die mens in verskil. Elke organisme se vlees pas by die aardse omgewing. Insgelyks sal ons liggame by die komende omstandighede van die hemelse omgewing pas. Hierdie voer Paulus met 'n derde analogie verder, die oor die heerlikheid van hemelliggame in 1 Korintiërs 15 vers 40 en 41, waarin hy die volgende klem lê: dat die heerlikheid van die gevalle liggaam wat ons hier op aarde het, deur die van die komende onverganklike liggaam verdwerg sal word. Hierdie idee blyk ook uit 4 kontrasterende eienskappe rakende ons teenwoordige en toekomstige liggame. Eersgenoemde is aards, verganklik, swak en natuurlik. Daarteenoor is laasgenoemde hemels, onverganklik, kragtig en geestelik. 1 Korintiërs 15 vers 40 tot 44. Die vraag is net, dui dit op 'n totale breuk tussen die ou en nuwe liggaam? Met ander woorde, dat daar absoluut geen sprake van enige voortsetting is nie. Let op Paulus se gebruik van die Koine-Griekse term soma of liggaam, beide vir die gestorwe en die verreese liggaam. So daar is 'n mate van voortsetting. Nietemin toon die 4 kontrasterende eienskappe wel 'n totale breuk. Ons nuwe liggaam sal danksy die Here nie dieselfde as die verganklike soort wat ons tans het wees nie. Paulus verbind egter nie die begrip geestelike liggaam met 'n nie-stoffelike bestaan nie. Filippense 3 vers 21 sê hy ook, ons nederige liggame sal verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. So, ons gaan 'n regte liggaam hê, maar dit gaan nie aan verganklikheid onderhewig wees nie. Aangesien agteruitgang, siekte en dood al is wat ons ken,
is dit vir ons moeilik om ons die lewe daarsonder voor te stel. Dit is egter presies wat ons in en deur Jesus beloof word. Ons het dus die sekerheid dat ons liggaam eendag getransformeer en volmaak gemaak gaan word. Hoe help dit ons om ten spyte van ons bestaande liggaamsgebreke enduit moed te hou